ons is saam op 'n reis, deur die kuns van die lewe te ontdek, te beleef, te ontvang, te ervaar. En ons soveel maniere en ons het almal verskillende idees oor wat die kuns van die lewe is en behels. Maar deur God se woord kry ons riglyne. Ons kry uitnodigings na 'n spesifieke manier van lewe. Een van die persone wat van hierdie idees in ons wakker maak vir ons 'n verbeelding gee oor die kuns van die lewe is Paulus. En hy skryf in Efesiërs 2. God is ryk in barmhartigheid en hy het ons innig lief. Deur sy groot liefde het hy ons wat dood was, as gevolg van ons oortredings, saam met Christus lewend gemaak. God het ons gemaak wat ons nou is, in Christus Jesus. En hy het ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. So is julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar nou medeburgers van die heiliges en huisgenote van God, in wie julle ook saam opgebou word tot 'n woning van God in die Gees. John Ortberg vertel die wonderlike storie. Hy is so goed met woorde en prentjies. Ek gaan probeer om te vertel soos hy, maar van 'n busdrywer by 'n lughawe. En hierdie man het mense op die bus of na die vliegtuig toe gejaag, of van die vliegtuig af, of 'n terminaal af na hulle motors toe. Nou jy kan dink, die mense op die bus was dikwels baie knorrig as gevolg van 'n lang reis. Hulle is haastig, hulle wil by die huis kom. En op hierdie dag sit hy op een van hierdie busse en niemand sê veel behalwe jy hoor net so in die gange van die bus die naam van die huurmotormaatskappy waar hulle moet nou afgelaai word nie. Maar op hierdie dag wat hy nou op die bus is dit toe nou nie so nie, want die man wat die bus bestuur, was 'n absolute plesier. Hy het altyd, dit was vir hom soos 'n speelietjie, hy het gesoek na enige iemand wat 'n rit nodig gehad het, of hulle nou al deur daai deure gestap het of nie, hy soek. En dan het hy die passasiers ingetrek en hy het vir hulle gesê, hoorie, ek soek, julle moet my help, want soms is mense laat. Jy kan dit in hulle oë sien, moenie miskyk nie, en ek soek, want ek wil nooit een van hulle mis nie. Haai, daar's nog 'n ene. En dan het die bestuurder afgetrek vinnig om hy laatkomer op te laai en hy was so opgewonde en dit het 'n opgewondenheid in daai passasiers veroorsaak. Hulle het hom gecheer, hulle het hom aangemoedig en dan het hulle ook uitgekyk, is daar nog iemand wat hulle kan oplaai. En John Ortberg sê, dit was vir hom om te kyk hoe Jesus 'n pendelbus sou bestuur. Die man sou daai mense se bagasie gryp, vir hulle 'n glimlag gee, lig somme in hulle lewe inbring. En dan as hy terugspring op daai bus, kyk hy oor sy skouer en hy sê, hier gaan ons nou, ek weet julle wil almal by die huis kom, so ek gaan julle so gou as moontlik veilig daar kry. In daai oomblikke het afgesnyde pendelaars hulle papiere neergesit. Norse, knorrige reisigers het 'n glimlag en blink in hulle oë gekry. En hy het so klein gemeenskap van vreugde op daardie bus geskep, dat mense somme 'n tweede keer in die terminale wou gaan rondry, net om saam met hom te kuier. Hy was in daai oomblikke en op daai busrit, nie net hulle busbestuurder nie, maar hulle leier, hulle vriend. En vir 'n paar oomblikke het daai gemeenskapie, daai klomp vreemdelinge, het vriende geword en daai gemeenskap het floreer. Op 'n pendelbus vir 'n huurmotormaatskappy en een persoon wat die beste weergawe van homself deel met die passasiers. Een persoon wat sy werk doen, maar dit goed doen, goeie werke bring. Nou wat met daardie pendelbusbestuurder gebeur het, kan in jou en my gebeur. En soms doen ons dit, soms ervaar ons dit, af en toe, dan doen jy iets wat sommer jouself verras, jy funksioneer in die persoon wat jy gemaak is om te wees. Jy sê, ek sê iets inspirerends by 'n vergadering, en ek dink, dit het my mond uitgekom. Jy help 'n hawelose persoon wat niemand anders raak gesien het nie. Jy is geduldig met die moeilike 3-jarige. Jy verloor jouself in 'n mooi musiekstuk. Jy raak verlief. Jy spreek deernis uit. Jy staan op teen 'n boelie. Jy maak vrygewig 'n finansiële bydrae.
Jy vergewe iemand wat jou seer gemaak het. Jy sê dalk iets wat jy normaalweg nooit sou sê nie, of jy weerhou jouself om iets te sê wat jy normaalweg sou uitblokker. Terwyl jy dit doen, sien jy vir 'n oomblik, of ervaar jy vir 'n oomblik, hoekom God jou gemaak het. Dis die krag van om in onsself toe te wy aan die goeie werke wat hy vir ons het. En hier's die ding, net God ken jou volle potensiaal. En hy lei jou heeltyd na daardie beste weergawe van jouself, deur geleenthede, deur mense, deur oomblikke te bring waar jy kan kies of jy daai goeie werk wat vir jou gegee is, gaan beoefen. Hy het baie gereedskap en hy's nooit haastig nie. Maar hy gebruik dit om ons te vorm. En dit kan vir ons frustrerend wees. Weet jy wat? Selfs in die frustrasies is God aan die werk om goeie werke in ons voor te bring. Hy word nooit moedeloos deur hoe lank dit neem nie. En hy verlustig hom elke keer as ons groei. Net God kan die beste weergawe van jou sien en hy is meer besorg daaroor dat jy jou volle potensiaal bereik as wat selfs jy is. Want ons is God se handewerk. Ons is geskape in Christus Jesus om goeie werke te doen wat God vooraf vir ons voorberei het om te doen. Jy's nie jou eie handewerk nie. Jou lewe is nie jou projek nie. Jy's God se handewerk. God het jou uitgedink, hy het jou gemaak. Hy weet wat jy bedoel is om te wees. Hy weet wat in jou geplaas is. Hy weet wat se goeie werke binne in jou versteek lê en hy wil nie hê ons moet dink aan die goeie dade, die goeie werke wat Paulus van praat as 'n to-do-lysie wat ons maak nie. Nee. Hy nooi ons na die kuns van die lewe. 'n manier van lewe met praktyke, goeie dade wat die werk van die Gees in my lewe laat blom, sodat ek die persoon kan word wat God in gedagte gehad het toe hy my gemaak het. In jou gebedstyd vandag, sê vir die Here dankie vir hoe hy jou gemaak het, aan mekaar geweef het in jou ma se moederskoot, en weet jy wat, hy's nie klaar geweef nie, hy weef nou nog. Dis nie hoogmoed nie, om aan hom eer te gee, vir dit wat hy in jou geplaas het, jou gawes, talente, temperament. Daar's 'n rede hoekom hy dit vir jou gegee het. En vra hom dan, om jou wakker te maak vir die geleenthede vandag wat oor jou pad kom om daardie gawes en talente te gebruik. Kom ons bid saam. Here, help ons om in die normale, alledaagse ritme van ons lewe te sien, die geleenthede te sien, waar U ons uitnooi om die kuns van die lewe te beoefen deur die goeie werke wat U in ons elkeen gesit het. Ons wil so groei en word wie U ons gemaak het om te wees. Dankie dat U nooit ongeduldig is nie en die potensiaal aanhou raak sien in ons. Help ons om onsself ook so te sien. In Jesus naam. Amen.